Goeiedag julle van my kant af. My naam is Franco Hey. Ek vorm deel van die tuinroete span en ek anker spesifiek hier by Doxydale Hartplant. Dit is vandag vir my regtig 'n voorreg om met julle te kan gesels, julle as groep, daar waar julle bymekaar kom en ek hoop regtig en ek glo dat hierdie journey waarop julle saam is as groep, dat dit iets is wat vrug dra binne in julle groep, maar ook in julle persoonlike lewens. Nou, ons is hierdie jaar besig met die tema Marked by His Glory, known by His love. Ons word gekenmerk deur sy liefde as gevolg van sy heerlikheid wat ons merk. En ons kyk hierdie jaar spesifiek na 'n brief wat Paulus geskryf het aan die Korinte. En hy wys vir hulle hierdie uitnemende weg. Hy kom stel bloot aan hulle hierdie kultuur van God se koninkryk. Nou, as ons die vraag sou vra, wat is die kultuur van God se koninkryk? Hoe lyk dit as ons vir die wêreld wys dat Jesus koning is? Hoe lyk die uitnemendste weg? Paulus kom en hy skryf: Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Dit is die kultuur van God se koninkryk. En in hierdie eerste gedeelte van hierdie gedig wat Paulus skryf, help ons om te vra, maar is ons nog op koers? En dan in hierdie tweede deel van die gedig, hierdie is die koers, hierdie is die uitnemende weg. So ek wil begin deur 'n vraag te vra vir julle groep, daar waar julle is, wat is die kultuur van jou klein groep? As julle dit dalk wil neerskryf, of refleksie doen daaroor, of net beskryf, wat die kultuur is van jou klein groep, wat sou jy sê? Kom ons pause die video hier, draai na mekaar toe en vra die vraag. Ons noem voorbeelde vanuit ons groep as byvoeglike naamwoorde, soos vriendelik, vrygewig, liefdevol. Maar hierdie gedig, hierdie beskrywing van hierdie woorde, vanuit 'n Griekse vertaling, dit word gesien as werkwoorde, as doenwoorde. So ons vra dan, hoe kan ons gaan van beskrywing na doen toe? En vandag gaan ons 'n bietjie kyk hierna en ons gaan sien dat hier is 'n proses aan die gang. Onthou, groei gebeur nie oornag nie. Dit is 'n proses en ons gaan hierdie proses die res van die jaar saam uitoefen. Want disippelskap is nie iets om te wees nie. Dis iets om te word. En om te word nodig herhaling. Ons kan nie disippels wees sonder dissipline nie. En as ons hierdie kultuur wil skep, hierdie kultuur vestig van God se koninkryk, van liefde, dan moet ons verstaan dat dit is 'n proses. En die proses by dit wat Paulus hier skryf, dit is hierdie samewerking. Samewerking tussen hom en die Heilige Gees. En daardie selfde Heilige Gees wat Paulus lei, woon nou in jou. Dit werk nou in jou. En hierdie Heilige Gees help ons, dit help ons om te groei in die proses, in die liefde. Ons praat oor hierdie kultuur van liefde. Ons praat oor ons wil saam groei in hierdie liefde, hoe ons liefde word. En 'n maklike manier dalk om dit te doen en om skrif te ontleed, is om te sien hoe die skrif ons transformeer. Is om te kyk na verskillende aspekte. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na verskillende aspekte. Eersteen is, ons moet werk met die woorde van hierdie gedig. Byvoorbeeld, die eerste 3 woorde van hierdie skrif. Liefde bly geduldig. Hierdie 3 woorde in Grieks wys vir ons agape, die liefde, en dan 'n werkwoord, geduld. Nou, agape in die Griekse woord, dit word gebruik vir liefde. Dis 'n beskrywing vir liefde. En die wonderlike ding hiervan is dat Jesus het daai woord gevat en hy het so gelewe. Die kultuur wat geskep was, dit was van so 'n aard dat hierdie Griekse woord agape 'n hele nuwe betekenis gekry het oor tyd. En agape
sien ons vandag is die hoogste vorm van liefde. Dis 'n volmaakte liefde. Dis 'n goddelike liefde, 'n onvoorwaardelike liefde. En dis die visie, dis die droom. Dit is dat vandag dit weer so kan word. En mag dit weer so gebeur. Mag hierdie woord, liefde, weer word soos wat dit bedoel was om te wees, omdat ons anders lewe. Die liefde, en dan is daar 'n werkwoord, geduld. En dit is deel van hierdie proses van groei, van hierdie vestiging van die kultuur van die koninkryk van God. Ons werk met die woord, geduld. Die Griekse woord beteken lankmoedig, volhard, geduld oor 'n lang tyd, moedig in moeilike situasies. So ons sien dat die liefde hou aan wanneer dinge nog nie reg is nie, waar dinge dalk nog nie is soos wat God dit bestem het om te wees nie. So wat doen liefde? Die liefde, geduld, werkwoord. En die vraag is dan, okay, hoe maak ek met die mense of dinge wanneer hulle of dit nog nie is wat God vir dit bedoel het om te wees nie? Die liefde hou aan wanneer dinge nog nie reg is nie. Wanneer ons op 'n plek kom om dit dan te verstaan en te leef en uit te vloei, dan besef ons en ons aanskou Jesus. Ons aanskou Jesus. Die evangelie skryf en dit wys vir ons hoe Jesus geleef het toe hy fisies hier was. Wat hy gedoen het en wat hy gedoen het op hierdie aarde, wat hy uitgeleef het. Ons aanskou Jesus. So hoe het Jesus, werkwoord, geduld? En as ons net kyk in die evangelies na die verhale waar Jesus met Petrus engage het, jy weet selfs toe Petrus dinge gedoen het en gesê het wat hy dalk nog nie bedoel het om te wees of bestem was nie, Jesus het nie onttrek nie, nee, Jesus het gebly, Jesus het bly gesels, Jesus het bly uitnooi, Jesus het bly leer, hy het bly die vrae vra, hy het hom genooi, Jesus, geduld. Ek en jy aanskou Jesus, want dit is 'n herhalende proses. So ons werk met die woorde, en dan aanskou ons daardie woorde in Jesus. En dan ontvang ons Jesus se liefde vir ons. Want dit wat Jesus in die evangelies kom doen het hy vir ons almal kom doen aan die kruis. Ons moet besef dat Jesus behandel ons ook so. Jesus gee nie op nie. So, hoe geduld, werkwoord, Jesus my. Hy roep my, hy kommunikeer met my, hy bly teenwoordig, hy vergewe. Sy roeping hou aan, hy leer my met geduld, werkwoord. Ek en jy, ons ontvang Jesus se geduld, nie net vir my nie, maar ook vir almal daar buite, vir elke liewe persoon. En ek kyk na ander mense as iemand wat ook deur Jesus geduld word. Onthou, werkwoord. Ek en jy moet weet dat hy ons geroep het, dat hy teenwoordig is in ons lewens. En so begin ons dan ook na mekaar kyk deur die oë van Jesus se liefde. Want dan begin ons te droom. Droom oor ons lewens, droom oor ons gemeente. Want as dit is wie Jesus is, binne in ons, ja, dan kan ons al hoe meer daardie liefde weerspieël. En so, hoe kan dit dan in 'n gemeente lyk? Hoe kan dit in 'n gemeente lyk as ons wil groei in die liefde, geduld? Hoe kan ons hierdie liefde uitleef? Hoe kan ons as gemeente groei in geduld, in genade, in liefde? Die Heilige Gees help ons om dit te sien. En wanneer ons daai prentjie begin sien, dan kyk ons na die prentjie en dan sien ons hoe lyk hierdie liefde in ons gemeente. Wanneer ons dit dan sien, wanneer die Heilige Gees ons help daarmee, dan doen ons daai selfondersoek. Ons moet self ondersoek. Want as jy die prentjie sien van hoe dit lyk in ons gemeente, dan vra ons die vraag, okay, maar hoe lyk my deelname?
Hoe lyk my deelname in hierdie gemeente, in hierdie prentjie? Hoe help ek die liggaam groei? Is ek teenwoordig in mense se lewens? Daag ek op? Kan ek iemand geduld op die manier hoe Jesus hulle geduld? As daai persoon teenwoordig is, daag ek op? Is ons besig om mekaar te leer ken? Want ons kan nie iemand geduld of iets geduld of die swakpunte en die foute uitken en uitwys en hulle myne as ons mekaar nie leer ken nie. So ek ondersoek myself. Ek evalueer my deelname. En dalk is dit 'n vraag wat jy kan vra in jou groep. As ons hierdie prentjie sien van 'n kultuur van liefde in ons gemeente, hoe lyk ons deelname? Hoe lyk jou deelname? Hoe evalueer jy jouself in hierdie kultuur van liefde? Nie beskrywend nie, maar doen, werkwoord. Kom ons pause die video hierso en kom ons gesels saam. So nou, as die prentjie daar is om ons te help en te evalueer, dan moet ons dit uitoefen. Ons oefen dit uit. Ons probeer nie net liefde te wees nie. Ons oefen daardie liefde. Ons oefen geduld. Ons leer om mekaar te dra. Ons leer om mekaar te help groei. Ons span daardie lang lyne want ons skep 'n kultuur van God se koninkryk. Ons herhaal hierdie proses. Ons groei saam. Mense, hierdie is die proses waarmee ons die res van die jaar lank mee gaan besig wees. Engage daarmee en vertrou God om hierdie herhaling, hierdie proses dat dit is iets is wat uitbegin uitbeeld in ons lewens, in jou groepe, in jou persoonlike lewe. Dat die Heilige Gees ons sal help dat ons hierdie kultuur van God se koninkryk, hierdie liefde kan verder vat en dit kan groei. Ons begin dan anders kyk na onsself en ons begin anders kyk na ander. Lyk anders, leer anders, dink anders. Dan stap ons dan hierdie uitnemender weg. Ons werk met die woorde van Jesus. So aanskou ons Jesus se liefde. Ons ontvang dan sy liefde, sy geduld in ons lewens. Dit help ons dan om te droom, om te vra maar hoe lyk hierdie geduld in ons gemeente? En so evalueer ons onsself binne in hierdie prentjie om dit dan prakties te kan sien van hoe ons dit moet uitoefen. Dit doen, dit word, dit wees. Want dit skep die kultuur van God se koninkryk. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Vriende, mag hierdie ons beweeg van byvoeglike naamwoorde om ons te beskryf na werkwoorde wat ons doen en word, omdat ons hierdie uitleef en is. So my laaste vraag aan julle, miskien kan julle weer na mekaar toe draai en die video hier pause. Watter aspekte van hierdie proses staan die meeste vir jou uit? Hoe evalueer jy Jesus se geduld? Hoe kan ons prakties groei in ons geduld, werkwoord met mekaar?